Lukas hoofstuk 20 en ek is seker baie van julle kon nie wag vir hierdie gedeelte uit Lukas nie. Want ons gaan nou vandag die hele saak oor die keiser en belasting en alles mooi probeer uitsorteer. Na 2000 jaar se dinkie oor sal ons hopelik 'n stappie kan neem in die regte rigting. Maar goed, mag die Here ons seën ook soos ons na hierdie gedeelte kyk en die Here ons help om ook beter te verstaan ons plek onder 'n regering, maar uiteindelik onder God self. So ek gaan nou vir ons hierdie teksgedeelte lees vanaf vers 19 tot by vers 26. Toe probeer die owerpriesters en die skrifgeleerdes in daardie selfde uur om die hande aan hom te slaan, maar hulle het die volk gevrees, want hulle het geweet dat hy hierdie gelykenis met die oog op hulle self uitgespreek het. En hulle het hom in die oog gehou en spioene gestuur wat gefeins het, dat hulle regverdig was, sodat hulle hom op 'n woord kon betrap, om hom oor te lewer aan die owerheid en aan die gesag van die goewerneur. En hulle het hom gevra en gesê, Meester, ons weet dat u reguit praat en leer en die persoon nie aanneem nie, maar die weg van God in waarheid leer. Is dit ons geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Maar hy het hulle listigheid bemerk en vir hulle gesê, waarom versoek julle my? Wys my 'n penning. Wie se beeld en opskrif het dit? Hulle antwoord en sê, die keiser se. Toe sê hy vir hulle, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. En hulle kon hom nie voor die volk op 'n woord betrap nie en verwonderd oor sy antwoord het hulle geswyg. En dit is die woord van die Here. As jy 'n goeie gesprek of selfs 'n goeie argument wil hê, moet jy oor godsdienst en politiek gesels. Dan is jy gewoonlik in vir 'n goeie gesprek. Maar as jy 'n oorlog wil hê, so nie net 'n argument of 'n gesprek nie, maar as jy 'n oorlog wil hê, dan bring godsdienst in politiek in. Dan is jy in vir 'n ding. Nou as ons die verhouding tussen politiek en godsdienst wil verstaan, dan is een van die beste plekke, regtig die beste plekke om te begin, is by een van die bekendste stellings wat Jesus ooit gemaak het, en dit is hierdie vers. Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. Lukas 20 vers 25. Nou ons gaan hierdie vers bietjie meer hanteer soos ons aangaan, maar ek wil tog in die begin van hierdie preek sê dat hier is een sleutelwoord in hierdie vers wat mens baie help om hierdie vers te verstaan, en dit is die woord en. Die woordjie en. Daardie vers sê, daardie bekende stelling van Jesus sê, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. Die vers sê nie, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, maar aan God wat aan God toekom nie. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. En dit is ten minste twee woorde verskil, en maar daar's verskil in betekenis. Hier is nie 'n wat mens hier sien, hier is nie 'n teenstelling wat Jesus maak nie. As Jesus gesê het maar, dan sou hy 'n teenstelling gemaak het. Hy sou die twee teenoor mekaar gestel het. Hy sou gesê het, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, maar aan God wat aan God toekom. Maar hy sê nie dit nie. Hy sê, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat aan God toekom. Hierdie is 'n bevestiging dus van God se gesag oor regering. Goed, maar ons gaan, en ek wil dit net so voorlopig sê, want ek dink dit gaan julle gedagtes nou wees, soos ons nou deur die verse gaan, want dit is belangrik dat ons hierdie konteks en die oploop verstaan, om 'n beter verstaan van hierdie teksvers te kry. Nou die konteks van hierdie opsommende leer oor die verhouding tussen godsdienst en politiek, is dat die geestelike leiers Jesus wou vernietig. Dis die konteks. Hulle wou 'n einde aan Jesus maak.
Hierdie was die laaste week van Jesus se lewe en die spanning het hoog geloop. Jesus is daar in Jerusalem. Die volk het aan elke woord van Jesus se lippe gehang. Ons lees daarvan in Lukas 19 vers 48. Want die hele volk het hom aangehang en na hom geluister. En die geestelike leiers wou dit nie gehad het nie, want Jesus se woorde en dit wat hy geleer het hulle gesag geondermyn. Die geestelike leiers het Jesus probeer betrap deur Jesus se gesag te bevraagteken om by die tempel mense uit te jaag en aan die volk die woord te leer en te verkondig. Ons sien dit daar in Lukas 20. Want Jesus het gegaan en hy was besig om die volk, nadat hy die tempel gereinig het, die mense uitgejaag het hy dan ook die mense geleer, sê dit daar in vers 1, en hy die evangelie verkondig, daar by die tempel. Dit was eintlik die werk van die geestelike leiers, maar Jesus het dit gedoen en ons weet, hy het iets anders te geleer as daai geestelike leiers. So hy het hulle gesag geondermyn. Hy het hulle gesag verwerp. En Jesus het selfs, soos hulle hom probeer betrap het met hierdie vraag oor die doop van Johannes, het hy vir hulle 'n besondere goeie antwoord gegee, en hulle kon hom nie betrap nie, en daarna het Jesus aan die volk die storie van die eienaar se seun vertel, en die geestelike leiers het geweet, dat Jesus na hulle as die huurlinge verwys, wat so dwaas was om te dink dat hulle die gesag oor die wingerd sal behou, as hulle die eienaar se seun doodmaak. Hoe dwaas is dit nie? Jesus het sy eie dood geprofeteer, maar ook die vernietiging van die geestelike leiers, en die gevolg was onvermydelik, veral omdat hy met mense gepraat en gewerk het, wat die Satan as hulle vader het. En dit is wat ons in vers 19 dan toe nou aantref, is hierdie reaksie. Toe probeer die owerpriesters en die skrifgeleerdes in daardie selfde uur om die hande aan hom te slaan, maar hulle het die volk gevrees, want hulle het geweet dat hy hierdie gelykenis met die oog op hulle self uitgespreek het. So hoekom het hulle die volk gevrees? Wel, hulle was bang die volk maak hulle dood, maar hoekom was hulle bang daarvoor? Die volk, volgens Lukas 17 vers 16, of Lukas 7 vers 16, die volk het Jesus as 'n profeet gesien. Dit is 'n belangrike ding. Hulle het Jesus as 'n profeet van God af gesien, so hy praat God se woorde. Lukas 19 vers 37, hy is die vorige Sondag, is aan hom die lof besing deur die mense, en in Johannes 6 vers 15, lees ons van dat die mense selfs Jesus koning wou maak. So Jesus was 'n belangrike figuur daar, onder die volk gewees, en hulle was bang vir die volk, want as hulle nou hierdie belangrike figuur, hierdie profeet, hierdie koning, wegvat, dan sal die gevolge nie noodwendig vir hulle baie goed wees nie. Nou om seker te maak, dat hulle nie weer 'n bloedneus deur Jesus kry nie, gaan hierdie geestelike leiers, en hulle wil nie voorkom as huurlinge weer, volgens hierdie gelykenis in die vorige gedeelte nie, toe dink hulle 'n baie slinkse plan uit. Hierdie Sadduseërs en of liewers die owerpriesters en die skrifgeleerdes. In vers 20 lees ons van wat is die plan wat hulle beraam het, en hulle het hom, dis nou Jesus, in die oog gehou en spioene gestuur, wat gefeins het, hulle het gemaak dat hulle regverdig was, sodat hulle hom op 'n woord kon betrap, om hom oor te lewer aan die owerheid en aan die gesag van die goewerneur. So hulle het ander manne gekry, om hulle vuil werk vir hulle te doen. So dan word hulle nie reggestel nie, hulle lyk nie sleg by die volk nie, so die geestelike leiers speel dit veilig. Nou dit is belangrik om te weet dat die Joodse leiers op daardie stadium het nie die gesag gehad om die doodstraf te gee nie. Die Romeinse regering, is net hulle wat die doodstraf kon gee. Ons lees dit byvoorbeeld in Johannes 18 vers 31, dit is waar die Jode dan ook vir Pilatus sê, toe Jesus nou daar voor Pilatus is, en toe sê
hulle vir Pilatus, dit is ons nie geoorloof om iemand dood te maak nie. Die Romeine het die gesag gehad om die doodstraf toe te dien, daar in Israel op daardie stadium. Hulle was die regering gewees. So die geestelike leiers het te probeer om Jesus in die moeilikheid by hierdie heidense regering te bring, sodat as hulle hom kon betrap dat hy van hulle wette oortree het, dan sou Jesus sekere gevolge gehad het en moontlik die doodstraf, waar hy ten minste gestraf geword het. So in vers 21, nou begin die strikvraag, nou begin die betrapping van Jesus, of so het hulle gedink. En hulle het hom gevra en gesê, Meester, ons weet dat u regheid praat en leer, en die persoon nie aanneem nie, maar die weg van God in waarheid leer. Alles wat hulle hier sê, in die voorbereiding tot hulle vraag, want hulle gaan Jesus nou 'n vraag vra, wat hulle dink om gaan betrap, maar alles wat hulle hier gesê het, is waar. Jesus is al hierdie dinge, maar het natuurlik dit nie geglo nie, en hulle wou Jesus eintlik net vlei, hulle wou Jesus sag maak, hulle wou Jesus hulle wou sy verdediging laat verslap het. Hulle wil hom onverhoeds betrap het. En dit is eintlik baie sleg as mens nou dink hoe hierdie vraag of hierdie stelling na Jesus toe gekom het. Dis diabolies, dis eintlik boos, nee, want hulle sê U is dit en hulle praat die waarheid. Hulle weet ook hulle praat die waarheid, maar hulle verwerp dit en hulle doen dit om Jesus dood te kry. Jy kan net dink hoe sleg dit is sleg. Dis diabolies. Maar toe kom die vraag om Jesus te betrap. So hulle het gedink dat Jesus nou mooi gevlei en rustig gemaak, en toe kom die vraag: is dit ons geoorloof om die keiser belasting te betaal of nie? So moet hulle die keiser belasting betaal of moet hulle die keiser nie belasting betaal nie? Nou weer eens kyk, hulle vra die woord of. Nou of sê vir jou daar's 'n teenstelling, daar's twee opsies, jy het net twee opsies. Dis nou soortgelyk aan die woord maar, wat ons in daai vers sou inlees, van vers 25, of gee vir jou 'n teenstelling, jy het of hierdie, jy het blou of groen, jy het rooi of pink, of wat ook al, jy het twee aparte dinge. En toe hulle vra, moet jy die keiser belasting betaal, of moet jy die keiser nie belasting betaal nie? So die bedoeling wat hulle gehad het was om Jesus spreekwoordelik op die horings van 'n dilemma te kry. Dis 'n dilemma wat hulle skets, maar dan eindig jy op enige punt van waar jy eindig, is jy op die horing, hy gaan jou seermaak. Hulle wou Jesus voor 'n keuse van twee ewel stel. So as Jesus enigiets kies, dan is hy in die moeilikheid, dan kies hy eintlik vir homself 'n slegte gevolg. Hulle wou Jesus in die knyp kry. So wat is die probleem met die vraag? Hierdie belasting wat elke Joodse persoon moes betaal, het vir almal die voorreg gegee om in die Romeinse ryk te lewe en te werk, en die voordele van die Romeinse ekonomie, die goeie paaie, vrye handel, vrede ensovoorts te geniet. So as jy in die Romeinse ryk was dit 'n wonderlike stelsel om in te wees, in terme van ekonomie en veiligheid. Nou die betaal van belasting aan 'n heidense Romeinse owerheid was die groot probleem. Dit was 'n groot strydpunt gewees. Die belasting wat Jode aan die Romeine betaal het, was geld wat hulle aan 'n vreemde regering betaal het om op hulle eie land te bly. Dis hulle land. Dis waar hulle nog vir eeue daar bly, en nou moet hulle vir 'n ander regering geld betaal om op hulle eie land te bly. Dit het nie vir baie van die mense sin gemaak nie, mense kan dit verstaan. En gevolglik het baie Jode gereken dat dit 'n sonde is om belasting te betaal, omdat die Romeine geld steel wat eintlik aan God behoort. As God se mense, nou kry hulle geld,
En ek dink baie mense, maar hulle kan mos nie die geld nou aan heidense regering betaal nie. Dit moet of na hulle eie mense, die God se volk toe gaan, of na die tempeldiens of wat ook al, maar verseker nie na 'n Romeinse heidense owerheid nie. Nou wat het die versoekers gereken was hierdie dilemma vir Jesus gewees met hierdie vraag? Nou as Jesus sê hulle moet belasting betaal, dan sou Jesus as 'n verraaier deur die volk gesien geword het. En in afguns kom en selfs deur die volk vervolg word. So hulle wou Jesus by daai punt uitkry dat hy in afguns is by die volk, dat hy uit die weg uit geruim word, dat hulle weer hulle plek van gesag sal hê en dat niemand dit bevraagteken nie. Dis nou die geestelike leiers. Die ander kant, as Jesus sê dat hulle nie belasting hoef te betaal nie, dan sou hy skuldig wees aan die ondermyning van die Romeinse regering, van daai owerheid. Dan sou die geestelike leiers, hierdie owerstes en die skrifgeleerdes, alhoewel hulle self nie die belasting betaal nie, sou hulle hom voor die owerhede sleep om gestraf te word. En dit is ook presies wat hulle gedoen het, toe hulle Jesus later valslik beskuldig dat hy mense verbied om belasting te betaal. Daarvoor, Pilatus het hulle dit gesê, Lukas 23 vers 2, toe sê hulle, Jesus, wil nie hê die mense met belasting betaal nie. Natuurlik was dit 'n valse beskuldiging en hy is nie daarop skuldig bevind in elk geval nie. Maar mens kan al reeds hier sien, dis wat hulle wil doen. Hulle wil Jesus na die owerheid sleep sodat hy uit die weg uit geruim kan word, dat hulle eie gewetes kan stil maak, dat hulle hierdie stem kan stil maak. Nou op die oog af lyk dit of Jesus geen uitkomkans in hierdie saak gehad het nie. Volgens hulle was Jesus uiteindelik in 'n dilemma gewees. Hy was op die horings van 'n dilemma gewees. Dis vir hom 'n groot probleem, het hulle gedink. Maar daar was een groot fout in hulle vraag gewees. En hierdie is baie belangrik, mense kry baie van strikvrae kry mens ook hierdie probleem. Wanneer 'n vraag na jou toe kom, dan word daar of 'n ja of 'n nee antwoord verwag. 'n Ja of 'n nee antwoord. So hulle het kategories ja of nee verwag. Dis wat hulle verwag het. Hulle het veronderstel dat dinge of die gesag aan die keiser of aan God behoort. So hulle die of. So hierdie gesag of die belasting behoort net aan die keiser of net aan God. So die twee teenoor mekaar gestel. Hulle vraag kom hierop neer. Dit is soos om te vra, hou jy van spinasie of hou jy van alle kos? Hou jy van rugby of hou jy van alle sporte? Hou jy van algebra of hou jy van alle wiskunde? So jy kan nie as jy vraag nie toe kom, jy kan dit nie regtig antwoord nie. Want daar is nie 'n geldige antwoord nie. Jy mag dit nie antwoord nie, om die waarheid te sê. Basies het hierdie geestelike leiers deur 'n kategoriese ja of nee te verwag, 'n skeiding, en hier is nogal belangrik. Hulle het 'n skeiding tussen politiek en godsdiens probeer maak in hulle eie gedagtes. Hulle het gesê dit is of die Romeinse ryk en die regering, of dit is godsdiens. Hulle daai skeiding probeer maak. Hulle het basies gevra, moet ek in politiek aan God gehoorsaam wees, of moet ek aan God gehoorsaam wees? Moet ek in politiek aan God gehoorsaam wees, of moet ek aan God gehoorsaam wees? So as jy daai verwoord in hierdie woorde, dan kom jy agter, maar hy kan nie, dis nie 'n regte vraag nie. Hy het 'n teenstelling veroorsaak wat nie 'n teenstelling moet wees nie. Natuurlik het hulle 'n groot fout gemaak om Jesus met hierdie vraag te probeer kil, soos mense wat Jesus se woord probeer weer lê of betwis of wys dat daar is teenstrydighede, is baie dieselfde. Wat is Jesus se antwoord dan? Vers 23, maar hy het hulle listigheid bemerk
Hy het gesien hoe hulle hom wil probeer betrap, om vlei. Jesus kon die harte lees. Hy het deur hulle gefeinsheid gesien, hulle tweegesigtheid gesien. En hy het vir hulle gesê dan, daar in die einde van vers 23, waarom versoek julle my? Waarom versoek julle my? Nou dit is so, hulle het Jesus uiterlik versoek. Hulle wou Jesus in die moeilikheid kry, hulle wou Jesus uit die weg uitruim. Natuurlik weet ons, dit is uiterlik versoeking. Jesus is nooit innerlik versoek nie. Hy kon nie. Hy het nie die versoeking gehad om tot hulle strikvraag in te gee nie. Hebreërs 4 vers 15 sê dit, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. So ons word ook uiterlik versoek, maar ook dan baie keer innerlik. So ons het hierdie geneigtheid dan tot 'n sekere sonde. Partykeer doen ons dit nie uiterlik nie, maar ons het klaar in ons harte gesondig. Maar Jesus het dit nie gehad nie. Hy's net uiterlik versoek deur hulle gewees. Hy's nie gesondig nie. Toe doen Jesus dit weer. Nie gesondig nie. Hy het weer die regte antwoord gegee. Weer hulle 'n bloedneus gegee. En hy antwoord hulle vraag deur 'n vraag te stel. 24. Wys my 'n penning. Nou daai penning, die Grieks daar is denarius. 'n Denarius is 'n Romeinse muntstuk. So Jesus sê, wys my 'n penning. Wie se beeld en opskrif het dit? Wie se beeld en opskrif het dit? Wat sien julle daar op hierdie muntstuk, op hierdie denarius? Hulle antwoord en sê, die keiser se. En op daai stadium het hulle nog nie gedink hulle is uitgevang gewees nie, maar hulle is toe uitgevang gewees. Hulle is toe op hulle plek gesit. Die muntstuk wat hulle uit hulle sakke uitgehaal het, was die keiser se muntstuk gewees. Hulle almal daar was betrokke by die Romeinse ekonomiese stelsel. Al wou hulle belasting betaal of nie betaal nie, hulle was besig om die geldeenheid van die Romeinse regering te gebruik om te lewe. Hulle het deelgeneem aan die Romeinse ekonomie en die keiser het dus aanspraak op hulle ekonomiese lewe gehad. Hy het die muntstukke gedruk dan. En dan gebruik hulle hierdie middel om dan te handel te dryf, om te lewe. So die feit is, as jy hierdie middel gebruik en daardie persoon sê, maar as jy hierdie middel gebruik, moet jy geld betaal of ietsie betaal, dan moet jy iets betaal. Vers 25, toe sê hy vir hulle, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat aan God toekom. Nie, maar aan God wat aan God toekom nie. Jesus het tussen die horings van die dilemma deurgeglip. En hy het gewys dat hierdie 'n valse dilemma was. Hulle kon nie beswaar maak om die keiser te gee wat regmatig syne is nie. Natuurlik mag hulle hom nie aanbid nie, maar verseker was die munt van sy ryk gewees, so dan moet hulle ook regmatig teruggee wat syne is. Maar hulle kon ook nie beswaar maak dat aan God gegee moet word wat aan God behoort nie. En dit is tog gehoorsaamheid in ons hele lewe. En deur beide hierdie verantwoordelikhede te erken, het Jesus nog 'n oorwinning oor sy vyande behaal in hierdie voortgaande oorlog op pad na die kruis. Sy vyande was stomgeslaan en hulle was oorwin deur sy antwoord. Vers 26. En hulle kon hom nie voor die volk op 'n woord betrap nie. En verwonderd oor sy antwoord het hulle geswyg. Die versoekers het 'n of-vraag gevra. Jesus het 'n en-antwoord gegee. Hulle het geskei wat nie geskei kan word nie. En hulle het daardeur gewys wat hulle eintlik, dat hulle die was wat eintlik nie God se gesag verstaan het nie. Hulle het nie eintlik die Here geken nie. En dis eintlik hulle wat die Here verwerp het, want toe Jesus daai en sê, toe staan hulle verstom. Toe besef hulle het nou net eintlik deur hulle vrae gesê, God het nie gesag oor die keiser nie.
Dis hoekom hulle daar net stom geslaan gewees het. Is oor daai een woordjie. Die en. Dit is die Here wat deur sy voorsienigheid op watter manier ook al gesag aan mense gee. En deur sy voorsienigheid beteken hy werk, hy beskik dinge, selfs slegte regerings, selfs goeie regerings, en onthou jy gaan nooit 'n volmaakte regering kry nie. As ons praat van goeie regerings, dan is dit net 'n beter regering as 'n vorige ene. So jy kry 'n spektrum natuurlik van regerings, en dit word gewoonlik aan die wette gemeet, maar ook baie keer die toepassing van die wette. So byvoorbeeld in baie lande gaan jy slegte wette kry, maar dan is die regerders beter en hulle ignoreer selfs baie van die slegte wette. Jy het dit nogal in Engeland gekry deur die geskiedenis, dan het jy al hierdie slegte wette, maar dis asof die regerders dit vergeet en dan op 'n manier regeer hulle beter. So die Here beskik, hy deur sy voorsienigheid stel regerders daar. Jesus sê aan Pilatus in Johannes 19 vers 11, U sou geen mag teen my hê as dit U nie van bo gegee was nie. Pilatus het mag omdat dit van God afkom. Romeine 13 vers 1, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is deur God ingestel. Natuurlik moet mens ook dit erken, as ons praat van die Here se voorsienigheid, dink aan ons eie situasie, in jou eie lewe. Deur die Here se voorsienigheid, het jy inkomste. Maar dit beteken nie as jy môre opstaan, dan moet jy net gaan in die bed lê en dan wag vir die inkomste nie. Jy gaan nog steeds met aanhou werk. So die Here werk deur middele in sy voorsienigheid. So soos jy werk, dan gee hy vir jou geld. Dis hoe hy werk. En as ons nou dink aan die regering, kom ons sê daar is nou op hierdie stadium slegte wette, want uiteindelik is ons koning in ons land. Ons het 'n koning in ons land, en ons koning in ons land is ons konstitusie. Dis ons koning. Alle ander mense en wette is ondergeskik aan die konstitusie. So byvoorbeeld die president, die mense in die parlement, almal is ondergeskik aan die koning. Dis baie belangrik om dit te besef. Die president, die polisie en so aan is uitvoerende, hulle voer wette uit. Dan het jy mense wat die wette maak, dis die mense in die parlement, nê? En dan het jy mense wat moet regspraak lewer, die juridies. Dit is nou, dan het ons 3 howe, ons het die Hooggeregshof, ons die konstitusionele hof, wel dit 2 howe. So die konstitusionele hof in Bloemfontein, maar jy het verskillende Hooggeregshowe, maar die konstitusionele hof is in Bloemfontein wat jy dan sekere van die konstitusionele artikels kan bevraagteken. Jy kan dit selfs probeer verander, maar dit gaan deur 'n parlementêre proses moet plaasvind. Maar uiteindelik is ons koning die konstitusie en dat jy uitvoerende onder andere magte, en dit is nou waar byvoorbeeld die president inkom en so aan. Daniël 4 vers 17 praat ook van hierdie mag wat van die Here afkom. Die allerhoogste mag, die allerhoogste het oor die koningskap van die mens, gee mag oor en dit gee hy aan wie hy dit wil. Daniël 4 vers 17, hy gee mag aan wie hy wil. So dit is die Here wat die mag het bo alle regerders, en as daar iemand is met mag, dan is dit die Here wat daardeur sy voorsienigheid dit so gestel het, maar jy kan ook in die Here se voorsienigheid selfs daardie mag verander. Dit is ook so. Jy kan byvoorbeeld dit is deur die Here se voorsienigheid, deur 'n stemproses kan jy regerders verander. Jy kan deur 'n hofproses kan jy sekere uitsprake kan jy bevraagteken. Jy kan selfs wette wat gemaak is, kan jy gaan toets aan die konstitusionele die konstitusie, en jy kan selfs deur die parlement kan jy van die konstitusionele artikels kan jy verander deur die Here se voorsienigheid.
Dit kan gebeur dat daar hierdie groot onrus in die land is en skielik is daar hierdie nuwe regering wat plaasvind. Of jy het 'n tipiese 1994 situasie waar dit gaan vanaf een regering na 'n ander regering. Dit gebeur die hele tyd in die hele geskiedenis. Daar's nie een regering in een land van 4000 jaar terug af nie. Dit verander die hele tyd soos die Here in sy voorsienigheid regerders verander. Maar uiteindelik wat Jesus vir hulle hier wou sê is, vir hierdie versoekers wou sê is, dit is die Here wat mag het, en hy het mag oor die keiser, en hy bepaal dan ook hoe die keiser hanteer moet word. In Romeine 13, dan sê dit juis, daar moet belasting betaal word aan die regerders. Romeine 13, vers 7. Betaal dan, vers 6 kan ons eintlik by begin, want daarom betaal julle ook belastings, want hulle is dienaars van God, wat juis hiermee voortdurend besig is. So, die regering wat daar is dienaars van God. Hulle, en hier is die punt, nee, hulle moet God dien, dis eintlik wat hier gesê word. Alle regerders moet God dien, en hulle kry dan belasting om dan God te dien. Hulle is dienaars van God. Jy kry net slegte dienaars of beter dienaars, maar hulle is dienaars van God. Dan sê vers 7, betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is, belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. So ja, en dis 'n kategoriese stelling, ja, ons moet belasting betaal, soos die regering vereis, dit is so, maar, dit beteken ook, dat ons die uitgawes en aftrekkings so sal inwerk, soos wat die regering vereis. Dis ook belangrik. Om net bloot maksimum belasting te betaal, omdat jy lui is, om werk te doen om die belasting akkuraat te bereken, is sonde self. En daar is 'n belangrike stelling. As die regering sê, jy moet soveel persentasie belasting betaal, maar dit is heeltemal volgens die wetgewing reg om uitgawes af te trek, dan moet jy dit doen, jy moet die werk doen, jy moet arbei, dis wat die Here verwag, en jy moet dan die minimum bepaal, dit is ook trouwens wat ons Suid-Afrikaanse regering ook vereis is, jy moet die minimum bepaal, as jy te veel belasting betaal, dan word jy nie terug vergoed nie. So dit is jou verantwoordelikheid, om dan reg met die Here se geld, met die Here se besittings om te gaan, om rentmeester te wees, selfs met dit wat jy gekry het, om in belasting aan die regering te betaal, maar, dit wat die regering vra, moet ons dan ook betaal. En natuurlik, wanneer daar sekere wetgewing is, en ons het dit in Suid-Afrika in 'n sin, waarop soveel belasting gevra word, en dan gaan baie van die belasting eintlik vir funksies, wat nie volgens die skrif die funksies van die regering is nie. Dan begin dit 'n bietjie moeiliker raak. Dit begin 'n bietjie moeiliker raak, en ons het baie wysheid hier nodig. Natuurlik kan ons in baie wysheid hier probeer omgaan, in ons eie besighede kan ons nog steeds regverdiglik of die regte uitgawes aftrek. Dit is ook reg, en dit is daar waar daai werk inkom, dat jy moet rentmeester wees met dit wat die Here vir jou gee. Jy kan selfs, as dit in jou mag en in jou kapasiteit is, selfs politici aanmoedig om van die belastingwetgewings te verander. En ons weet belasting is 'n moeilike saak. Dit is 'n moeilike saak, veral as jy sien hoe belasting misbruik word. As mens dink aan hoeveel aborsies word betaal deur belastinggeld. Maar onthou net altyd dat as jy belasting betaal en daar word aborsies deur jou belastinggeld
gepleeg, dan sê dit nie jy skuldig aan die abortus nie. Dit is die regering wat daai belasting gevra het en vereis en hulle het ook die swaard in die hand. So dan as jy betaal en daai geld word gebruik om mense dood te maak, dan is dit die dienaars van God wat uiteindelik dan verantwoordbaar staan teenoor die Here. En hulle gaan gestraf word. En dit is ook wat ons vir hulle moet sê. En so hopelik kan ons die gewetens aanspreek van regerders, sodat die geld reg gespandeer word. Want hier is ook 'n baie belangrike beginsel, wat hierso uit hierdie teks uitkom. Ons kan nie politiek en godsdiens skei nie. Ons mag dit nie doen nie. Dit is wat die owerpriesters en dan hierdie versoekers probeer doen het. Hulle het probeer godsdiens en politiek skei. Jy kan dit nie doen nie. So dan beteken dit, ten minste wat Jesus hier leer is, alles behoort aan die Here. Wat die regering doen, staan ook onder die gesag van die Here. So, jy moet ook uit die skrif uit kan wys vir regerders, veral as 'n gelowige. Dit is julle taak. Julle is besig om julle taak te oorskry. Julle is besig om mense se geld te misbruik en verkeerd aan te wend. En so praat jy met die regering. Want dit is net God se woord, en dit is tog belangrik, is net God se woord wat vir ons leer wat goeie werke is. As jy na 'n regering toe gaan, en jy wil vir hom sê, dit is wat jy moet doen, en so aan, dan moet jy altyd die woord kan gebruik, want dit is net die woord, dit is net die wet van die Here wat vir ons leer wat goeie werke is. Goeie werke se een definisie is, dit moet volgens die wet van God wees. Dis goeie werke se definisie, onder andere. So regering moet uit die woord uitgewys word, wat is hulle taak? En ons kry hulle taak opsommend in Romeine 13 vers 4. Want hy is 'n dienaar van God, jou ten goeie, maar as jy kwaad en vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Een wat kwaad doen te straf. So hy is die ene wat moet regspraak lewer. En om dit te doen het hy belasting nodig. En dis 'n taak wat hom opgelê is, en as hy dit nie reg doen nie, dan is hy verantwoordbaar voor die Here. Jou verantwoordelikheid teen die regering is om die regering so te eer ook met jou belasting. Nou 'n goeie, en ons het nou nie vandag tyd vir 'n hele breedvoerige bespreking van die regering nie, maar 'n goeie opsommende verklaring van hoe gelowiges in 'n skoon gewete teenoor die burgerlike owerheid moet optree, kan soos volg lei. Hier is net 'n opsommende ene, en dit kan ons help om ook hierdie saak te dink. Wanneer die burgerlike owerheid iets verbied wat God beveel, so as die owerheid sê jy mag nie preek nie, jy mag nie die evangelie verkondig nie, of jy mag nie saamkom nie. Okay, dis die een kant. Of as die burgerlike owerheid iets beveel wat God verbied, soos wanneer dit vereis dat babas doodgemaak word daar in Eksodus 1, dan moet gelowiges die burgerlike owerheid ongehoorsaam wees. So as hulle iets verbied wat God beveel, of iets beveel wat God verbied, dan moet gelowiges die burgerlike owerheid ongehoorsaam wees. En ons het dit gesien in die COVID-tyd. Jy moet ongehoorsaam wees teen jou regering, as die regering sê jy mag nie saamkom nie. Dis net hoe dit is. Maar, wanneer die burgerlike owerheid iets vereis, of verbied, wat buite hulle magsfeer is, buite hulle instellings mandaat is, as hulle buite daai gaan, dan hoef gelowiges nie die burgerlike owerheid te gehoorsaam nie. Byvoorbeeld, as die regering na jou toe kom en hulle vaardig hierdie wet uit en sê, ons as regering het bepaal dat almal se huise moet pink geverf word. Van volgende week af, almal se huise moet pink geverf word. Dan weet ons is buite hulle magsfeer. Ons weet dis nie 'n geldige wet nie.
Dis nie wat die Here gesê het hulle moet doen, hulle moet kwaadoeners straf. So, dan kan jy besluit, okay, ek gaan nie my huis verf nie, want ek kan nie risiko neem. Goed, ek gaan nou miskien vir 'n maand in die tronk sit. Dis miskien die boete wat hulle oplê, vir die straf wat hulle oplê. Ek is enkel lopend, so ek kan vir 'n maand in die huis gaan sit, in die tronk gaan sit. Of jy kan sê, ek gaan my huis pink verf, ek gaan nou maar die geld, die verf gaan koop, en ek gaan my huis nou maar begin pink verf, miskien net in die voorkant, dat dit my nie te veel kos nie, want ek het 'n gesin. Nee, en dis nie noodwendig op hierdie plek waar ek my vlag gaan plant nie. So jy kan dit ook so doen. Maar die kern is daar, jy hoef dit nie te gehoorsaam nie. En hierdie is gewoonlik waar die moeilike vraag inkom, is die hoef. Wanneer hoef ons nie die regering te gehoorsaam nie? Want ons moet besef, alle mag kom van God af. En as ek 'n geldige wet ongehoorsaam, dan is dit sonde. Dis sonde teenoor God. Ons weet ook Jesus het daarvoor gesterf, maar dit beteken nie jy kan net aangaan soos jy wil nie. Ons word juis geroep dan tot goeie werke. So ons wil op die regte plekke aan die regering gehoorsaam wees. Maar hierdie is moeilik in 'n sondige wêreld. Ons verstaan nie altyd presies hoe hierdie hoef nie gehoorsaam lyk nie. Ons sukkel hiermee. As die regering byvoorbeeld sê, ons het nou gekry in die COVID-tyd, jy moet die inenting kry. Byvoorbeeld, jy moet, ek praat nie van hoef nie. So die regering sê nie, ons regering het gelukkig sê, van die werk het gesê, jy moet die inenting kry, maar ons regering het nie gesê, jy moet die inenting kry nie. Daar is gevalle waar dit wel so was. En dan, wat moet jy dan doen? En dan moet jy weer met wysheid omgaan. Maar persoonlik sou ek reken, volgens as ek kyk na die beginsels in die skrif, dan hoef jy nie die regering gehoorsaam te wees nie. Dis 'n ongeldige opdrag. Dis 'n ongeldige opdrag om van mense te verwag hulle moet die inenting gekry het. Dis 'n oorskryding van hulle mag. Maar wat ons wel moet sê, en wat ons wel moet sien is, wanneer ons dink aan regering, wat ons ook in Romeine 13 lees, is dat die regering wat die Here daar gestel het, moet geëer word. Nou, eer beteken nie noodwendig gehoorsaamheid nie. As iemand selfs 'n ongeldige wet maak, soos verf julle huise pink, dan moet jy nog steeds jou regering eer. Ons mag nie praat van Ramaphosa, of dit is altyd met eerbied, dit moet wees president Ramaphosa, selfs as jy voor die regerder staan, selfs 'n uitvoerende mag, polisie en so, ons mag nie met oneerbied praat nie, ons mag dit nie doen nie, dit is teen God se woord, dit moet altyd in eerbied wees, jy hoef nie saam te stem en te gehoorsaam nie, maar daar moet altyd eerbied wees, dit is so belangrik, en weet jy wat se getuienis is dit, aan mense wat eintlik weet hulle is besig om aan te jaag, in baie gevalle. As jy met eerbied praat, dit is 'n wonderlike getuienis aan mense wat ongehoorsaam is aan die Here, en dan eer ons die Here so daardeur. En iemand kan miskien sê, nee, ek gaan nou nie betrokke wees by politiek en politiek in hierdie land nie. Natuurlik, dit hang af hoe jy net daai betrokke by politiek verstaan. Betrokke by politiek beteken nie noodwendig jy moet stem nie. Daar's van die kommentare wat ek gelees het gesê, een van die uitvloeisels van hierdie leer is dat jy moet gaan stem. Ek dink nie is noodwendig wat die skrif leer nie. Die skrif leer nie jy moet gaan stem nie. Ek sien nie dit in die skrif nie. Wat ek wel sien is dat jy moet betrokke wees by politiek. Jy moet betrokke wees. Elke gelowige moet by politiek betrokke wees. En waaruit word dit afgelei? In 1 Timoteus 2 vers 1 tot 2. In die eerste plek vermaan ek dan smekinge, gebede, voorbedes, dankseggings gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is. Wanneer ons bid vir regerings, bid teen wette, dankbaar is vir goeie wette, dan is ons besig met politiek. Ons is besig met sake van die land, sake van die stad, want dit is wat politiek beteken, sake van die stad. En dit is wat ons moet wees. Ons moet mense wees wat bid, want ons weet, Here werk ook deur gebed. Hy is 'n God van middele, en hy het vir ons gesê, ons moet bid. Ons kan nog baie sê
oor regering, maar ek sluit graag dan ook vir ons af. Wanneer ons reg optree teenoor ons regering, soos wat God verwag, dan gee ons aan die keiser wat die keiser toekom. En ons gee aan God wat aan God toekom. Ons mag nie ons politiek van ons godsdienst skei nie. Wat Jesus gesê het oor die regering is reg en waar. En ons moet ook nie die punt mis dat alles aan God behoort nie. Ons huise, gasvryheid, ons tyd, ons finansies, alles behoort aan die Here. En om die punt te maak dat belasting aan die keiser betaal moet word, het Jesus na die beeld van die keiser verwys. En so is dit die bewys dat ons in alles aan God, die groot koning, die eer moet bewys. Ons is tog in God se beeld gemaak. Die God aan wie alles behoort, het alles aan sondaar mense kom gee. Sy seun, en saam met regerders oor die heelal, dit is wat gelowiges gaan wees. En wat sal ons nie aan God gee nie, wat alles vir ons gegee het? Want bedink dit daar word gesê, gee aan God wat aan God behoort. Gee aan God wat aan God behoort. En dan kom die Here in sy groote liefde en hy gee alles vir sondaar mense. Hy gee sy eie seun. Om dan uiteindelik alles te kry. Dink aan daardie evangelie waarheid. Die Here het alles deur sy seun geskep. Alles wat ons hier sien, alles wat ons het, is deur Jesus geskep. En daardie seun word dan vir ons gegee, om vir my sondes te kom sterf, want in die sondes wat ek doen, verwerp ek alles wat die Here vir my gedoen het, of wat die Here vir my gee. Maar die Here gee alles, hy gee sy seun aan my, sodat hy vir my sondes kom sterf, my rebellie, so wanneer ek in hom glo, dan is ek nou selfs die Vader se kind, en uiteindelik is ek saam met die seun vir ewig regeerders oor die heelal. Oor daardie alles. En as ons daardie bedink, as gelowiges, dan wil ons alles aan die Here gee. Ons wil ons harte vir die Here gee, want hy het alles vir ons gegee in sy seun.